bells, jingle all the way. Father Christmas hallom Christmas en die piek en hy. Hallo maatjies. Hallo maatjies. Hallo. Hoe gaan dit met julle vandag? Goed. Hallo maatjies. Hallo maatjies. Maatjies, wat iets toeval gesing? Hallo Lizzie, hoor my mooi liedjie. Jingle bells, jingle all the way. Father Christmas hallom Christmas en die piek en hy. Ai, Stoffel, as nie om die liedjie gaan nie. Maatjies, ken julle jingle bells? Ken julle hom? Kom ons sing saam, dan leer ons vir Stoffel hoe hy gaan. 1, 2, 3. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh. Shoo, maatjies, julle is vandag so mooi. Hoi Lizzie, wie is oorgesny? Nee, Stoffel, nie oorgesny nie, man. En one was open sleigh. Sjoe, ek het daarom nou groot geskrik, Lizzie. Ek het nog iemand is oopgesny. Sien, Stoffel, sien jy kyk na Kersfees? O ja, Lizzie, ek kan nie wag nie. Dis mos die dag wat ek baie persente gaan kry. Dis hoekom ons Kersfees hou aan die einde van die jaar. Sodat Vader Kersfees die hele jaar het om vir my geld te spaar van al my geskenke. Maatjies, wie van julle eet ook so lekker op Kersfees? Ja, mo. Ek eet so lekker dat ek 'n poepens kry. Ai, Stoffel, dis nie hoekom ons Kersfees hou nie. Maar ek sê mos, Lizzie, dis spesiaal omdat ek daardie dag baie geskenke kry. Weet jy, Lizzie, Kersdag is ek baie spesiaal. My ma sit 'n groot Kersboom op en dan kom Kersvader baie saggies terwyl ek slaap. En dan sit hy al die persente onder die Kersboom. Kersdag gaan net oor my spesiale Stoffel. Ai, maatjies, Stoffel verstaan nie so lekker waaroor Kersfees regtig gaan nie. Stoffel, kom ek verduidelik 'n bietjie vir jou die ware betekenis van Kersfees. Sjoe, Lizzie, jy gebruik sulke groot woorde. Wat is die hare betekenis? Stoffel, dis spesiaal, ja. Elke maandjie wat hier sit, is baie spesiaal. Maar Kersfees gaan nie oor een van ons nie. Dit is ons baie spesiaal. Nou, hoekom kry ek dan my Kersvader so baie persente, Lizzie? Stoffel, Kersdag gaan oor Jesus. Dit is die dag wat Jesus gebore is. Dit is Jesus se verjaarsdag. Dan hou ons almal partytjie eind van die jaar, net soos ons partytjie hou elke jaar wanneer ons verjaar. Nou, hoekom gee Kersvader dan al Jesus se persente van my, as dit Jesus se verjaarsdag is, Lizzie? Nee, Stoffel, jy kry nie Jesus se geskenke nie. Sjoe, dankie tog. Ek is so bly ek hoef dit nie terug te gee nie. Ek het gedog, hy gaan nou al sy persente wat onder ons boom kom, terugvat. Stoffel, Kersfees is ook 'n tyd wat ons families spesiale dinge vir mekaar neem. En gee ons sommer vir mekaar geskenke.
uitvinden dat hij ook speciaal kan voelen. Ja, Stoffel, weet jy van? Jesus kry reg deur die jaar geskenke. Nie op Kersdag nie. Wow, hy is lucky. En wat maak hy met al die persente wat hy kry, Lizzie? Stoffel, dit is die speelgoed geskenke wat hy kry nie. Nou dan is dit mos nie persente nie. Stoffel, elke keer as 'n maatjie sy of haar handjie vir Jesus gee, en Jesus se kykie word, is dit vir Jesus 'n groot geskenk. Dan is sy baie bly. Hoi Lizzie, nou verstaan ek hoekom ons Kersfees hou. Dit gaan eintlik oor Jesus, en nie oor my nie. Lizzie, maar mag ons dan nog so lekker eet? Ek kan nie wag vir daai groot pak trifle wat in ons huis kan staan nie. My mond vader al klaar. Hy Stoffel, ons kan nog lekker eet, maar onthou, mens eet nie as jy verstadig is, nee? Ja, Lizzie, ek eet altyd stadig. Nie stadig nie, Stoffel, versadig. Nie tot jou maagie vol voel. Nie tot jy jou poepens eet nie. Lizzie, weet jy hoe lang vat dit voordat my maagie vol voel? Maatjies, vat dit lang voor julle maagies ook vol voel? Ek gaan my best probeer, Lizzie, maar ek moet nou gaan. Ek is bang my boetie eet al die trifle op voordat ek by die huis kom. Hoi Lizzie, hoi maatjies. En julle moet 'n lekker Kersfees hê. Jingle bells, jingle all the way for the Christmas fun, Christmas and the become boy. Ai maatjies, die Stoffel darf. Hy dink nie aan kos en pudding. Maatjies, wie van julle hou van persente kry? Steek net jou handjies en jy kan sien. Ja, is daar 'n vreeslik lekker. Ek hou daarvan. En wie van julle hou ook van lekker pudding en sweeties? Lekker, ja. Nou wat moet ons nou onthou? Wanneer gaan Kersfees regtig? Wie kan vir my sê? Ja, oor Jesus. Maatjies, julle moet almal 'n lekker Kersfees hê. En onthou, om elke dag vir Jesus dankie te sê, dat hy ons grootste geskenk is, wat ons ooit kon kry. Julle moet 'n lekker Kersfees hê en lekker persente oopmaak en lekker eet, hoor? Ek is baie lief vir julle maatjies. Bye! Bye! Rain and marine sand, 103. Write rapture on your heart for when you need it. 'Cause anxiety fades. Psalm 23. So just say it to yourself till you believe it. And I'm feeling like I'm needing it right now. The Lord is my shepherd, I shall not want. He leads me by still waters till my fears are gone. Though I walk through the valley of the shadow of death, oh, I know you are with me, my Father, my friend. Your goodness and mercy will follow me all of my days. I know by your still waters I'm safe.
Set me at ease, turn this broken peace into peace and quiet. Know there's power in your word. So I say over and over till my soul's reminded. Oh, the Lord is my shepherd, I shall not want. Leads me by still waters till my fears are gone. I walk through the valley of the shadow of death. I know you are with me, my Father, my friend. Your goodness and mercy will follow me all of my days. I know by your still waters I'm safe. Still waters run through any valley I could find. I'm laying fear down here at heaven's riverside. Your word has been true every season of my life. I believe, yes, I believe that still waters run through any valley I can find. I'm laying fear down here at heaven's riverside. Your word has been true every season of my life. I believe, yes, I believe the Lord is my shepherd, I shall not want. He leads me by still waters till my fears are gone. Though I walk through the valley of the shadow of death, I know you are with me, my Father, my friend. Your goodness and mercy will follow me all of my days. I know by your still waters I'm safe. Kerstdiens en baie dankie vir almal wat moeite gedoen het. Ek wil dan wil die boodskap uitkom met dit. En ek wil myself 2 keer. Alles vermoed. Jou gedaan, wat die 2 was die tweeling boetie. Ja. Die tweeling boetie. Ja. Het klinkt nou beter. Nee, so steeds nog. Maar so right, ek sal hierdie mikrofoon afsit. Ek kan hard genoeg praat, geloof. Nee, is reg so. Goed, ons lees saam uit Lukas, die evangelie van Lukas,
Lukas 2 lees saam vanaf vers 8. Dis eintlik 'n baie bekende gedeelte vir die meeste van ons. Almal het al een of ander tyd raak gelees of gehoor. Ons het Daniel nou daarvan gesing ook. So ons lees Lukas 2 vanaf vers 8. Ek lees voor. Daar was skaapwagters in daardie omgewing wat in die oop veld gebly en in die nag oor hulle skape wag gehou het. Met een staan daar 'n engel van die Here by hulle en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het baie groot geskrik. Toe sê die engel vir hulle: Moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die verlosser gebore, Christus die Here. En dit is vir julle die teken. Julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê. Skielik was daar saam met 'n engel 'n menigte engele uit die hemel wat God prys en sê: Eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie hy 'n welbehae het. Net tot sover. Kom ons maak die goed toe, dan bid ons net saam. Almagtige God, Hemelse Vader, die Here, ons is dankbaar dat ons vanoggend hier kan wees in U teenwoordigheid en Here om net stil te raak, Here. En bewus te wees van U teenwoordigheid. Here, ons kom vanoggend en ons wil nie anders nie. Here, ons kan nie anders as om U lof te besing nie, want Here, U alleen is dit waardig. Ja, Here, U wat die onsienlike, onverderflike, alleenwyse God. Here, aan U kom toe die eer en die heerlikheid en die lof en die aanbidding van ons harte. En ons bid, Here Jesus, dat U woord wat sy loop gaan neem, nie net hier nie, maar Here, soos ons elke week bid, oral in ons land, dat mense waarlik sal hoor, daar is verlossing in Jesus Christus. Dankie ook dat ons in hierdie tyd, Here, kan herdenk dat U vir ons aarde toe gekom het, dat U die gestalte van 'n diensknegt aangeneem het, om vir ons volmaakte verlossing te bring. Ons eer U, ons aanbid U met harte wat gerig is op U. In Jesus naam bid ons dit saam. Amen. Soos ek gesê het, is 'n baie bekende gedeelte. So ek het net 2 of 3 punte wat ek met julle wil deel, en 2 punte. Die eerste ene is die skaapwagters. Ons lees hierdie gedeelte dat die engel verskyn aan skaapwagters. Nou, interessante ding, in die Bybelse tyd was skaapwagters, was nou nie eintlik mense gewees van aansien nie. Dit was nie belangrike mense gewees nie. So hier kom hierdie engel, en hy verskyn aan die skaapwagters. Hy verskyn nie aan hooggeplaaste mense, regeringsamptenaars, fariseërs, of 'n koning, of 'n priester nie. Hy verskyn met hierdie wonderlike nuus aan die skaapwagters. En dit sê so al vir ons, maar eintlik moet ons onthou, die evangelie, die goeie nuus, dis vir almal. Dis nie net vir sekere mense nie. Dis nie net vir belangrike mense nie. Jesus het aarde toe gekom, hy het mens geword, om vir ons as mens volmaakte verlossing te bring. So dit maak nie saak wat is jou status nie. Dit maak nie saak hoe belangrik jy is nie. Dit maak nie saak hoeveel geld jy in jou bankrekening het nie. Dit gaan nie daaroor nie. Die boodskap is dat Jesus het aarde toe gekom, sodat die wêreld gered kan word. En hy verskyn in die skaapwagters. En dan besef 'n mens dat ons moet dankbaar wees vandag. Ons moet dankbaar wees in hierdie tyd selfs, dat ons kan vier dat Jesus het aarde toe gekom. En nou interessant, baie mense sal baie redenasie sê, maar eintlik is Jesus se geboortedag is nie presies die 25 Desember nie. Nou wil ek so half, en verskoon my as ek dit sê, so half sarkasties sê, maar okay, en want dit gaan nie eintlik oor die datum nie, dit gaan eintlik meer oor die feit oor Jesus Christus. Jy sien, mense verloor die fokus om te fokus op die datum. En ek wil vandag vir jou sê, as dit jou fokuspunt is, dan mis jy die hele evangelie. Want die boodskap gaan oor Jesus Christus, wat aarde toe gekom het, wat die gestalte van 'n diensknegt aangeneem het. En hier kom
'n engel van die Here en hy verskyn aan skaapwagters. So die evangelie, die goeie nuus, is vir almal. 3 belangrike dinge. Ek wil vir julle lees, ek dink jy het dit opgesit. Lukas 8 vers 10 tot 11, die 2020 vertaling sê dit so. Toe sê die engel vir hulle, moenie bang wees nie. Kyk, ek bring vir julle 'n goeie boodskap wat vir die hele volk 'n bron van groot vreugde sal wees. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid as verlosser gebore, Christus die Here. Hier kom die engel, hy sê die goeie nuus is dat vandag is daar vir julle gebore 'n verlosser. So dis die 3 belangrike dinge. Daar's 'n verlosser gebore. Hierdie verlosser is Jesus Christus. En dit is belangrik om dit te onthou, want dis waar Kerstyd gaan. Nou 'n interessante ding in die grondtaal is die Griekse woord vir verlosser beteken eintlik die gesalfde Messias. So ek wil weer sê, dis 3 belangrike dinge. Die verlosser het gekom, hy's Jesus en hy's Christus die Here. Dis ons fokuspunt, dis waaroor Kerstyd gaan. Jy sien, ons almal weet natuurlik, ons hou daarvan om persente uit te deel en lekker te eet, tyd saam met geliefdes te spandeer. Dis 'n goeie ding. Maar ons mag nie fokuspunt verloor waaroor Kerstyd gaan nie. Dit gaan nie net oor familie nie. Dit gaan nie net oor eet nie. Dit gaan oor Jesus Christus, die verlosser, die gesalfde Messias. Want jy sien wat belangrik is, in die Ou Testament al is daar baie voorspellings vir die Joodse volk. Luister hier, daar gaan 'n Messias kom. Daar gaan 'n verlosser kom. En die Jode het met groot afwagting het hulle uitgesien na hierdie Messias wat sal kom. Ek wil net een voorspelling vir julle lees in die Ou Testament. Micha 5 vers 1. Die 2020 vertaling sê dit so. Maar jy, Bethlehem Efrata, al is jy gering in die streke van Juda, uit jou sal daar vir my iemand kom, om 'n heerser te wees in Israel. Sy oorsprong is uit die verre verlede, uit die dae van weleer. So, baie duidelik weet ons dat die boodskap van verlossing dis nie 'n nuwe boodskap nie. In die Ou Testament is dit al voorspel. En toe kom die Here Jesus Christus en hy vervul dit wat voorspel was. Daarom weet ons dit wat ons glo is verseker die waarheid. Dis nie 'n Mickey Mouse storie nie. Dis nie 'n mite nie. Ons weet dat Jesus was op die aarde gewees. Die engel kom en hy sê vir hulle, ek bring vir julle 'n boodskap van groot vreugde. Nou, ek dink ons almal het al in die Bybel raak gelees of die term gehoor evangelie. Nou in die grondtaal beteken evangelie goeie nuus. En hierdie goeie nuus is Jesus Christus het aarde toe gekom vir die mensdom. Dis die goeie nuus. En ek en jy moet so dankbaar wees want daai boodskap is nog steeds vandag dieselfde. Dis die wonderlikste boodskap wat daar ooit sal wees. Dat ons het 'n verlosser wat aarde toe gekom het, wat mens geword het en wat ons weet dit, want hoekom? Die Bybel sê dit vir ons. En net die feit dat die Bybel dit vir ons sê, is eintlik maar meer as genoeg rede. Ja, daar is ander redes wat ons ervaar baie keer in ons eie lewens, dat hy is Immanuel, God met ons. Maar die belangrikste is dat ons glo in Jesus Christus. Want hy is die weg, die waarheid en die lewe. Daar is nie ander weg nie, al sê die wêreld daar is. Die Bybel sê, Jesus is die weg. Die profeet Jesaja in Jesaja 9 vers 5 het ook voorspel dat Jesus sal kom. Hy het gesê, hy sal genoem word wonderbare raadsman, almagtige God, ewige Vader en vredevors. So die profeet Jesaja het ook voorspel. Maar wat nog belangriker is die feit dat ek en jy wat vandag hier sit, ons moet bly wees daaroor. Ons moet opgewonde wees, want ons weet dat hierdie verlosser, ons hoef nie meer in afwagting te wees vir wanneer gaan die Messias nou kom nie. Hoor jy so, ons het gehoor van hierdie Jesus, wanneer gaan hy nou kom? Wanneer word hy gebore? Nee. Ons weet hy is gebore. Ons weet hy het in die kruis gesterf. Ons weet hy het op die 3de dag opgestaan. Ons weet hy het opgevaar en hy sit in die regterhand van God.
Ons weet hy is die seun van God. Ons twyfel nie daaroor. Johannes 3 vers 17. Ek was hierdie gelees, dit staan 113 vers 4. Hoog bo al die nasies is die Here, bo die hemel is sy heerlikheid. Dis die God wat ons aanbid. Jy sien die Here Jesus. Jy sien die wêreld wil ons half afbring op die menslike vlak, bedoelende dat hy gelyk is aan ons. En ons is gelyk aan hom. Dis nie wat die Bybel vir ons leer nie. Inteendeel, die Here Jesus is almagtig, hy is die seun van God. Hy is God self. Dis wat die Bybel vir ons leer. So ons as mens, ons kan nooit op 'n plek kom waar jy dink dat jy is op dieselfde vlak as die Here Jesus Christus nie. Die Bybel sê, hy is hoog, hy is verhewe, hy is die naam bo elke naam, hy is die koning van alle konings. So die oomblik as enige mens dink dat jy is gelyk aan die Here Jesus Christus, dan is jy arrogant. Dan doen jy presies wat die Bybel sê jy nie moet doen. Johannes 3 vers 17. Ek wonder of julle, ons almal ken Johannes 3 vers 16, né? Want jy lief het God die wêreld gehad, almal ken daai. Weet julle wat sê Johannes 3 vers 17? God het immers nie sy seun na die wêreld gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom verlos kan word. Die boodskap is duidelik. Jy sien almal ken dat want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy seun gestuur het sodat die wat aan hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe mag hê. Maar hier kom Johannes en hy bevestig hoekom Jesus aarde toe gekom het. Nie om die wêreld te oordeel nie, maar sodat die wêreld gered kan word deur hom. En dis waaroor Kersfees gaan. Oor Jesus Christus, wat vir ons volmaakte verlossing gebring het. Wat die gestalte van 'n diensknegt aangeneem het. Interessant, die grondtaal, daar waar hy sê die gestalte van 'n diensknegt doulos, wat beteken 'n slaaf. In die Bybelse tyd was 'n slaaf het geen regte gehad. So met ander woorde, die Here Jesus het homself ontledig, hy het slaaf geword om vir ons volmaakte verlossing te bring. Kosbaarder as dit kry jy nie. Daar's nie mense op die aarde wat bereid is om op te offer vir die Here Jesus, bereid was om op te offer nie. Ek wil afsluit met 2 verse wat ons gelees het. Skielik was daar saam met die engel 'n menigte engele in die hemel wat God prys en sê, eer aan God in die hoogste hemel en vrede op die aarde vir die mense wie hy welbehaag het. So hier kom die engel en hy gee vir hulle die goeie nuus. En net nadat hy die goeie nuus gegee het, is daar 'n legio van engele. En wat doen hulle? Hulle besing die lof van God. Hulle sê nie hoorie so ons is bly, ons is opgewonde nie. Dis nie wat hulle doen nie. Hulle besing die lof van die Here Jesus Christus. Hulle sê ere aan God in die hoogste hemel. En dis wat ek en jy moet doen. In hierdie tyd, elke dag van ons lewens eintlik, moet ons die Here God aanbid vir wie hy is. Hy is God. Hy is verhewe. Hy het die wêreld lief gehad dat hy sy seun nie gespaar het nie. En dis die fokuspunt van Kersfees. Jesus Christus. En dis wat ons, as ons sê, as jy sê jy is 'n kind van die Here, dan moet hierdie tyd vir jou 'n tyd wees van verkwikking en van fokus op die Here Jesus Christus en van lof en van dankbaarheid dat ons weet ons het 'n verlosser. Christus, die Here, is ons verlosser. Daar is nie 'n ander verlosser nie. Daar is nie 'n ander weg nie. Jesus is die weg. Dis wat die Bybel vir ons leer. So Kerstyd gaan net oor Jesus Christus. Dis die fokuspunt. Die wêreld leer ander goed. Die wêreld sal ons leer Kerstyd, dit gaan met liefde en ja, dit gaan met liefde. Die liefde van Jesus Christus. Die liefde van God. Dis ons fokuspunt. En dat ek en jy, as jy met jou mond bely dat jy 'n kind van die Here is, dat jy waarlik gered is, dat ek en jy soos hierdie engele, dat ons ook die lof van die Here sal besing. Dat ons ook in sy naam, die naam bo elke naam, dat ons sy naam sal verheerlik. Dat ons in hierdie tyd
vir hom sal eer en aanbid, dat ons sal onthou hoekom hy aarde toe gekom het, vir ons as mensdom, om vir ons volmaakte verlossing te bring. En ek en jy, ons moet die Here dankbaar wees. Dankbaar wees dat ons hoef nie te wag. Ons weet dat die verlosser is gebore. Ons weet vandag daar is volmaakte verlossing. Jy moet die Here Jesus aanneem as verlosser en zaligmaker. Johannes 1:12 sê dit. Vir die wat hom aangeneem het, het hy die reg gegee om kinders van God genoem te word. Wat ek vandag vir jou sê, ons het nou 'n lekker poppenkas gehad en lekker mooi gesing, Kersliedjies gesing. Dit is altyd 'n lekker ding. Maar kom ons verloor nooit fokus waaroor Kersfees werklik gaan. Kom ons onthou waaroor Kerstyd gaan. Dit gaan oor Jesus Christus, die verlosser, die enigste verlosser. Wat ons glo, onwrikbaar, wat die onfeilbare woord van God vir ons sê. Aan hom kom toe die eer, die heerlikheid, tot in alle ewigheid, want hy is Jesus Christus, die Here. Kom ons sluit af. Almagtige God, Hemelse Vader, Here, ons kom vanoggend en Here, ons staan opnuut in verwondering. Here, ons staan in verwondering oor U groote liefde. Here, ons weet dat U die bron van liefde is. Maar ons weet ook, Here Jesus, dat U 'n regverdige God is. En ons kom vanoggend, Here, ons bid vir elkeen wat hierdie boodskap hoor. Here, dat ons sal onthou dat ons in hierdie tyd, Here, dat ons harte gerig sal wees op U. Dat ons harte vol lof en dankbaarheid sal wees. Dat ons U lof sal besing. Want Here, U alleen is God. U alleen is waardig om die lof en die aanbidding van ons harte te ontvang. Want U is die groot Ek is. En Here, ons eer U vir die feit dat U die gestalte van 'n diensknegt aangeneem het. En dit, Here Jesus, om ons as mens vry te koop van sonde. Ons eer U, almagtige God, dat U die wêreld so lief gehad het, dat U U seun nie gespaar het nie. In Jesus naam bid ons dit. Amen.